Ek wil vanaand so op hierdie Sondag Pinksteraand en ek val vanoggend al gesê ek is baie opgewonde oor hierdie woord wat die Here vir my gegee het. Ek het al baie hierdie gedeelte in die Bybel gelees, maar nog nooit het hierdie gedeelte vir my so oop gespring en 'n lig daarop gesit soos op hierdie Pinkster nie. En ek wil vanaand bietjie met jou praat daaruit Jeremia hoofstuk 8. Nou, jy gaan vir 'n oomblik vra, wat het Jeremia met Pinkster uit te maak en wat het Jeremia te doen met Pinkster? Maar soos ek vanoggend gesê, dat van Genesis tot Openbaring is die Heilige Gees die hele boek gedeurvleg en ek sien dit self hier in Jeremia, terwyl hy in 'n swaar tyd hierdie verhaal geskryf het, en ek gaan praat met jou oor die balsem van Gilead. Die balsem van Gilead. En ons het vanmôre so 'n bietjie gepraat oor dat die Heilige Gees het die vermoë om gewone mense in superheroes te verander. En vanaand wil ek so 'n bietjie aangaan, en jy gaan dalk vra, hoe kom die twee by mekaar uit? Maar ja, as ek klaar is, sal jy verstaan hoe die twee preke so 'n bietjie by mekaar gaan uitkom. Maar eers wil ek vir jou net so 2 versies lees, daar in Jeremia, hoofstuk 8, vanaf vers 20. Vers 20, blaai net so een blaadjie aan. Hy sê, die oes is verby, die somer is ten einde. Nou, dis baie gepas vanaand, nee, die somer is ten einde. En ons is nie verlos nie. Vanweë die verbreeking van die dogter van my volk, is ek gebreek. Is ek in rou. Verbaasdheid het my aangegryp. Is daar geen balsem in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van my dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Ek wil dit gou vir jou lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, die oes is afgehandel, die somer is verby, en ons is nog steeds nie gered nie. My volk se wonde is ook my wonde. Ek is in rou en ek is vol angs en ek is oorweldig. Is daar dan geen balsem in Gilead nie? Is daar nie 'n dokter nie? Waarom het my volk dan nog nie gesond geword nie? Sjoe, is dit nie 'n mooi teksvers in die Bybel nie? Nou, wat gebeur hierso? Net so wat inleidingkie. Jeremia is besig om met die Here 'n gesprek te gekry namens die volk. Hy's die spreekbuis van die volk en hy's besig om met die Here te praat so deur Jeremia. En dan kom hy, dan sê hy, April en Mei maand is verby. Dit was die somertyd gewees van daardie tyd. En hy sê, April en Mei maand is verby. Dit was die mooi tye, dit was die lekker tye. Dis die tye waar sekere mooi goed en goeie goed gebeur het. En hy sê, Mei maand, April maand, die somer is verby. Tyd het verloop. En ek en my volk is nog steeds nie verlos nie. Die Engelse vertaling vertaal dit mooi. Hy sê, time is past, time is up, and we are not saved yet. Hy praat daarvan, hy sê dat Israel was in Egipte as slawe, en daar tog 'n tyd gekom wat die Here die volk kom verlos het, maar hy verstaan nie, dat die goeie tyd is verby, die geleentheid is verby, daardie oop deur was verby, en hy sê, Here, U het nie opgedaag om my volk te kom verlos nie, ek het nie opgedaag om my volk van hierdie ellende te kom bevry nie. Hy sien Jeremia skryf hierdie boek in 'n moeilike tyd. Hulle is in ballingskap en dan is hulle terug en hulle het sondes en die Here straf hulle en daar's 'n klomp dinge wat besig is om met hulle verkeerd te gaan. En dan sê Jeremia, hy sê, Here, my volk, die dogter wat U aan my toe vertrou het, is vol wonde. Hulle is siek, hulle het 'n slegte toestand. Here, my volk is benard, hulle het iets nodig. Hy voel saam met hierdie volk hulle pyn. Een van die vertalings sê, dat Jeremia het swart klere aangetrek, omdat hy in rou was vir die toestand waarin sy volk was. En dan sê hy so mooi, hy sê, ek voel angstig, ek voel gespanne, ek voel of my volk besig is om uit mekaar uit te gaan, en ek het gewag en ek het geweet, dat die Here vir ons die verlossing gaan bring, die Here gaan die uitkoms gee, die Here gaan ons kom red. En dan sê hy, sjoe, die somer is verby.
en die Here het nie opgedaag nie. Die somer is verby en die Here het nie gekom om sy dogter met wonde en met siekplekke te kom verlos van haar probleme nie. En dan vra hy so in die laaste versie, so half raadloos, dan sê hy, "Sjoe, is daar nie dan 'n ou bietjie balsem uit Gilead? Is daar nie dalk iewers 'n dokter wat net my volk, my dogter se wondes net so bietjie kan kom verlig nie?" Nou waarvan praat hy? Hy praat van 'n balsem. Hy praat van 'n salf of 'n olie wat hy aan die wonde van sy volk kon smeer. Jy sien, daardie tyd was daar in Gilead, was dit 'n woestynagtige dorp, en in hierdie dorp het daar 'n doringboom gegroei, en in somer, wanneer dit warm is, dan het hierdie doringboom sulke gars of gom uitgestoot, en dan het hulle hierdie gom bymekaar gemaak, hulle het dit fyn gemaak, en dit het mediese middels ingehaat, wat wonders vir die mens kon gedoen het. En nou sê hy, is daar nie dalk iewers 'n botteltjie balsem, 'n balsem van Gilead, nie net enige balsem nie, dit moet Gilead se balsem wees, wat ek aan die volk se wonde kan smeer, olie kan smeer, 'n salfie kan smeer, sodat my volke van hulle wonde verlos kan word nie. Hierdie balsem van Gilead was so spesiaal geweest, dat hulle 'n klompie jare terug het argeoloë op 'n plek afgekom in die woestyn wat hulle oopgegrou het, en hulle het letterlik op die plek afgekom waar hulle die balsem van Gilead gemaak het. Hulle sê dit was soos Fort Knox. Jy kon nie naby dit kom nie. So besonders waardevol was hierdie produk gewees. Baie interessant. Hulle sê dit was duurder as goud gewees. En net die rykstes van die rykstes kon die balsem wat uit Gilead gekom het in die hande gekry het. Dit het 'n genesende krag gehad om wonde en stikkende plekke en skaafplekkies te kon regmaak. Dit is so spesiaal dat daar in Genesis 37:25 lees ek 'n besonderse ding. Dat die mense wat vir Josef as slawe gekoop het, was juis handelaars in die balsem van Gilead. Is dit nie interessant nie? En hulle het hierdie balsem reg oor die wêreld versprei. Dit was later soos 'n handelsmiddel wat hulle geruil het vir goud en vir silwer, en baie vinnig het die hele kontry en die hele land daar geweet van die balsem. En wanneer iemand siek geraak het, dan het hulle gesê, ons moet net iewers te ons hande kry aan 'n balsempie van Gilead, sodat jy jou genesing kan kry. Ek lees interessant, in Jeremia 46 vers 1 sê Jeremia, hy sê, gaan dan op na Gilead toe en gaan kry vir ons medisyne, die balsem uit Gilead. Dit was 'n waardevolle produk wat mense gebruik het, bitter baie gesog. Ek lees in Esegiel dat hierdie was 'n handelsmiddel wat mense gebruik het om sekere goed in die hande te kry. Dit was so spesiaal dat Jeremia 51 vers 1 sê, hy sê, gaan haal vir ons 'n bietjie balsem uit Gilead vir die pyn wat my volk nou moet ly. Kan jy sien hoe belangrik was hierdie balsem? Dit was 'n balsem wat nie net sommer maar 'n produk was nie, dit was die balsem uit Gilead. Genesis 43 vers 1 praat daarvan, dat daar was diergeskenke gebring. Die balsem van Gilead was een van daardie waardevolle, een van daardie diergeskenke. Baie interessant, Eksodus 25 vers 6 sê, dat die olie waarmee die konings gesalf was, het 'n bestanddeel gehad, die balsem uit Gilead. Die konings, koning Dawid, koning Saul, is gesalf met mees gesogste olie, die balsem wat uit Gilead uitkom. Dit was nie net nog 'n olie nie, dit was geskik geweest om op 'n koning se kop uitgegooi te kon word. 1 Konings 10, ek wil net hê jy moet hoor hoe belangrik is dit. 1 Konings 10, lees ek dat die koning ging uit Sheba, kom daar na Salomo toe, en toe sy stop, toe gee sy hom geskenke. Raai wat gee sy hom? Die balsem uit Gilead. Dit was so spesiaal, dat hierdie koning ging dit as 'n geskenk oorhandig het. Daar in Genesis 50 vers 20 praat daarvan, dat toe Josef sterwe, en hulle sy lijk begrawe, toe vat hulle balsem uit Gilead, en hulle het sy hele liggaam met daardie olie gesmeer. Dit is hoe waardevol dit was. Numeri 11 vers 7 sê, dat die manna wat uit die hemel geval het, was net so waardevol,
soos die balsem wat in Gilead gegroei het. Kan jy vanaand sien hoe belangrik was dit? Dit was nie net sommer maar net 'n produk nie, dit was die produk gewees. En Jeremia sê, ek is raadloos, ek is moedeloos, ek het gewag vir soveel dinge wat die Here vir ons gaan stuur. Die Here het nie opgedaag nie. Is daar nie dalk net iemand in hierdie land wat 'n ou klein botteltjie balsem het nie, 'n balsem uit Gilead, sodat ek die dogter, die volk se wonde kan smeer, sodat dit met my volk sal kan beter gaan. Jesaja 1 vers 6 beskryf so 'n bietjie die toestand van hierdie volk. Hy sê, van die voetsool af tot by die hoof was daar geen heel plek gewees nie. Dit was wonde en kwesplekke en vars houe gewees, die hele volk se lyf vol. En dan sê Jeremia, Here, U het nie opgedaag nie. Is daar nie dalk 'n ou bietjie balsem nie? Laaste 2 skriffies. Matteus 26 vers 7. 'n Vrou kom sit by Jesus en sy het 'n albasterfles en sy breek die albasterfles oop en sy salf Jesus. Weet jy wat was in daardie fles? Die balsem van Gilead. Dis goed genoeg vir 'n koning. Ek lees daar in Markus 16 vers 1 dat die vrouens het gaan die krye en speserye koop om die liggaam van Jesus te gaan balsem nadat hy gesterf het, en dan noem hulle het gaan balsem kry uit Gilead om die liggaam van Jesus Christus mee te gaan balsem. Soek jy balsem? Daar's net een wat werk. Dis die balsem wat uit Gilead kom, die mees aangenaamste balsem wat jy kan kry. Ek lees baie interessant dat party mense beweer dat die balsem van Gilead was ook die produk gewees wat in die mirre was, wat Jesus gekry het as 'n geskenk toe hy gebore is. En dit het 'n verdowingsmiddel in hulle gehad, wat mense van pyn verlig het. En wanneer mense erge pyn gehad het, dan het hulle hierdie balsem en hierdie mirre op hierdie wonde gesmeer, en die pyn van die volk, die pyn van hierdie dogter, het weggeraak as gevolg van die waardevolle krag wat mirre gehad het. Hooglied 1 vers 3 sê, my beminde is vir my soos 'n bossie balsem, wat ek tussen my klere sal dra. Balsem het nie net gesond gemaak nie, dit het nie net verdoof van pyn nie, dit was ook 'n geurmiddel gewees, wat mense aan hulle klere gesit het. Hulle het selfs binne in hulle offers, wanneer hulle tempel toe gekom het hulle hierdie balsem in die sakkies gesit, sodat hulle offer 'n aangename geur moes gehad het. Jy weet wat beteken Gilead? Lofprysing. Want wanneer iemand 'n botteltjie balsem gehad het, was daar opgewondenheid en lofprysing in hulle gewees, want hulle het geweet hulle probleme is op 'n einde. Daar is geur, daar is verdowing van die pyn, daar is genesing, want ons het die balsem van Gilead gekry. Vir my stikkende plekke, vir my kwesplekke, vir my wonde, vir daardie vars houe wat die volk moes gekry het. Die Bybel, wanneer ons kom by Pinkster, het 'n baie klomp simbole vir die Heilige Gees. Hy praat van die Heilige Gees is soos 'n duif. Jy moet pas op dat die Heilige Gees nie van jou afwyk nie, en jy moet die Heilige Gees oppas soos 'n duif. Dis ook soos water wat jou lewe kan kom skoonmaak. Dit is ook soos 'n wind, soos ons vanoggend gehoor het, wat deur jou kom waai en jou kom vul, maar ook kom wegwaai wat dit nie moet hê nie. Dis ook soos asem, soos wat die Here sy asem in die mens ingeblaas het jy die Heilige Gees binne in jou. Die Bybel praat ook dat die Heilige Gees is soos 'n vuur, wat alles verteer wat nie van die Here is nie, maar dit is ook soos olie, waarmee die mense gesalf is, in 'n wolk wat die teenwoordigheid van die Here bring. Maar hoor gou, die Heilige Gees is ook soos die balsem van Gilead, wat na mense toe kom, wat vol wonde is, wat stikkend is, wat stikkende plekke het, die dogter van God wat verbind moet word. Die Here sê vanaand, ek is nie net die wolk, ek is nie net die olie nie, ek is nie net al hierdie mooi ding nie, ek is ook vanaand die balsem wat mense se lewens wil kom gesond maak, na gees, na siel en na liggaam. Want wanneer ek vanaand hier voor staan, dan sien ek dat my volk sê die Here is stikkend. My volk het houe, my volk het snyplekke, die lewe is besig om die kinders van die Here net so swaar te trek soos die sondaars.
Ons is dalk nie van hierdie wêreld nie, maar ons is in hierdie wêreld. Ons kry ook swaar. Ons het ook moeilikheid. En wanneer ek hier voor staan, dan voel daar ook 'n stukkie rou binne in my. En dan sê ek, Here, die somer is verby. Die goeie tye is verby. Hoekom het U nie opgedaag om ons kinders te kom red, om ons volk te kom red, om mense te help wanneer hulle siek is en wanneer hulle ellendig is en nie werk het nie en ons besighede swaar kry. Hoekom daag U nie op nie? En die Here sê, daar is nog steeds hoop, want daar's vanaand nog steeds die balsem van Gilead wat die stikkende mense se wonde kan kom heelmaak. Is daar hoop in Hartbeesfontein? Ja, daar's hoop. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy's die balsem van Gilead. Hy's die balsem wat die wonde wil kom verniet maak. Hy's die balsem wat die pyn wil kom wegvat, wat die lieflike aangename geur wil gee, wat jou lofprysing wil gee. Hoor vanaand, mense sê daar's nie hoop nie. Daar's nie toekoms nie. Daar's geen werk vir ons kinders nie. Hulle verstaan dit verkeerd. Ek aanbid 'n God wat nog steeds die balsem het wat wonde kan genees. Hy's vanaand nie net die wolk of die duif of die olie of die rook of die asem nie. Hy's die balsem. Hy's die balsem wat pyn kom verlig. Hy's die balsem wat mense weer verniet en vernuwe maak. Lukas 5:31 sê Jesus, en Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesondheid het nie die geneesheer nodig nie, ek het juis gekom vir hulle wat ongesteld is. Jeremia roep uit, hy sê, is daar dan nie dan net 'n dokter nie? Is daar nie dan net 'n geneesheer wat kan inkom nie? Ek het vir jou goeie nuus, Hartbeesfontein het meer as een dokter, sy naam is Jesus, en hy het die balsem uit die hemel uit saamgebring, om mense se harte en hulle wonde te kom genees. Ons het nie 'n nuwe president nodig of 'n nuwe regering nodig of meer geld in die bank nie. Ons het die salf nodig van die Heilige Gees, wat net kom om mense se wondes te kom toemaak, wat net kom om mense te kom vernuwe en mense se seer te kom wegvat. Ek het vanoggend gesê dat die Heilige Gees maak gewone mense superheroes. En dan stuur hy ons in die oorlogveld in. Hoor gou my stelling vanaand. 'n siek soldaat beteken niks. 'n siek soldaat beteken niks. As jy hierdie ou films kyk, dan sal jy sien in elke oorlogfliek en elke oorlogfilm is daar iewerste 'n hoekie met hierdie veldhospitale. Dat wanneer die soldaat siek raak, dan word hy opgetel op die draagbaar en hy word na die hospitaal se kant toe gevat. Daar word hy behandel, daar word hy die balsem aangesmeer. As jy vanaand die kind van die Here is en jy's in sy army en jy's 'n soldaat van die Here, maar jy's 'n siek soldaat, beteken jy niks vir die oorlog nie. Jy moet op 'n plek kom wat jy sê, Here, ek soek die balsem van die Heilige Gees om my lewe gesond te maak, sodat ek gesond en reg voor U kan staan, en dan maak die Here van gewone mense superheroes. Dis waar dat die Here die rigter met die afarmpiek gebruik om wonders te doen, maar dan moet ons gesond wees. Terwyl ek hierdie preek voorberei, sê die Here, ons mense trek swaar. Wie weet waarvan ek praat? Kom aan. As dit nie my geldsake is nie, dan is dit my familie. As dit nie van my familie is nie, dan is dit my besigheid of my vriende. Maar oralste is die kinders van die Here besig om die houe van die lewe te kry. Hoekom? Want hy het gekom om te kom steel, te kom slag en te verwoes. En hy werk nie ligtelik met jou nie. Die bloed gaan loop. En dan sê die Heilige Gees vanaand, dis Pinkster. Ja, die vuur moet val, maar dan moet my kinders gesond wees. Die wonde moet gesond wees. Want dit maak nie saak hoe diep die vyand jou gesny het en hoe diep die wond is nie. Wanneer die Heilige Gees jou gesond gemaak het, dan is jy nuut en kan jy weer aangaan vir die geveg. Maar ons is moeg. Ons is besig om uit te sak, sê die Here, omdat ons wonde het waarmee ons nog nie gehanteer het nie. Maar wanneer die balsem kom, wanneer die balsem jou kom nuut maak, dan kry jy weer nuwe moed vir môre. Jy kry nuwe krag vir môre. Jy kry nuwe deursettingsvermoë om die oorlog te veg waarin jy moet veg. Hoekom? Want ek is gesond deur die Heilige Gees. En ja, ons soek almal superheroes,
Maar dit help nie die superheroes in die veldhospitaal nie. Hy moet eers gesond wees, sodat God jou kan gebruik om mense se lewens daar buite te verander. Pinkster gaan nie oor jouself nie, dit is nie net vir myself nie, Pinkster is daar om 'n mense, die gemeente, die gemeenskap te verander. Jesus sê, gaan wag in Jerusalem, totdat die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle krag ontvang. Hoekom? Om by die huis te wees? Nee, om uit te gaan en 'n verskil te gaan maak. Maar dan moet ek gesond wees, dan moet my wonde reg wees. Ek weet nie van jou nie, wanneer ek so bietjie by die winkel so bietjie spanning het oor cashflow en bakkies wat breek en personeel wat nie opdaag nie, dan kry ek nie so lekker aan bid nie. Hallo? Want my fokus is verdeel. My fokus is nie op die plek waar ek moet wees nie, maar dan kom die Heilige Gees en dan smeer hy die balsem en dan's besig om gesond te word. En wanneer ek gesond is, dan kan ek die pad weer vat. Psalm 147 vers 3 sê, hy genees die wat gebroke is van hart en hy verbind hulle wonde. Waarmee? Met die balsem van Gilead. Met die werking van die Heilige Gees, met die salwing van die Heilige Gees, met die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En as hy klaar daar die wonde verbind het, dan verander gewone mense in superheroes. Ek kom op 'n baie ou lied af. Baie ou lied in Engels. Hy sê, there is a balm in Gilead to make the wounded whole. There is a balm in Gilead to heal the sin and the broken soul. Daar's nog steeds vanaand hoop. Sy naam is Jesus. Daar's nog steeds hoop. Dis die Heilige Gees. En jy's vanaand hier en vanaand het ek uitgesit en wil ek vanaand so bietjie saam met jou tyd spandeer en ek gaan net laat Sanchen bietjie vir ons kom speel en as jy vanaand hier sit en sê, "Sjoe, ek wil ook 'n superhero wees." Hallo, ek wil ook 'n superhero wees vir Jesus. Maar Here, kyk my wonde. Kyk my stikkende plekke. Here, kyk wat het die wêreld aan my gedoen. Here, ek voel moedeloos, ek voel ellendig. Ek het eintlik nie krag om aan te gaan nie. Dan is jy vanaand op die regte plek. En ek gaan saam met jou bid en ek wil jou 'n bietjie salf en ek wil net die balsem van Gilead aan jou kom smeer. Is dit ek wat die werk doen? Nee. Jeremia sê, hy gaan die salf smeer, maar die salf kom van Gilead. Dis Jesus wat die werk doen. Dis die Heilige Gees wat die werk doen. Hoor my hart vanaand. Vuur help niks as die soldaat stikkend en gewond is nie. Dit is asof die Here met my gesels en sê, as 'n kerk wil vorentoe gaan, as 'n Pinksterkerk wil vorentoe gaan, dan moet ons gemeente gesond kry, sodat ons vorentoe kan gaan. My laaste teks, Openbaring 3 vers 18, hy sê dis Jesus, hy sê ek raai jou aan, om van my te kom koop. En dan noem hy 3 dinge, hy sê, kom koop vir my goud, sodat jou lewe kan ryk word. Kom koop van my wit klere, sodat jou skande nie openbaar gemaak kan word nie. Hy sê, maar kom koop van my salf, sodat ek jou wonde kan verbind. Kom koop van my salf. Wat se salf praat hy hiervan? Hy praat van die Heilige Gees. Want dit is net die Heilige Gees wat lewens verander. Dis net die Heilige Gees wat stikkende wonde nog vandag nog kan heel maak. Jeremia 30 vers 17, hier in die einde van Jeremia sê hy, want ek sal vir jou tot stand laat bring genesing, en van jou wonde sal jy nie meer spreek nie, sê die Here. Hoekom? Want die balsem het die werk gedoen. Daar's baie maniere hoe ons vanaand kan hulp kry. Baie plekke wat ons kan hulp kry vir ons wonde. Hoor gou mooi, jy het net een ding nodig. Jy het die balsem nodig. En sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Dis die Heilige Gees wat wonde gesond maak. En terwyl almal se oë vir 'n oomblik net gesluit is en Sanchen vir ons saggies gaan speel. As jy vanaand hier sit en sê, "Sjoe Here, ek voel soos daardie soldaat wat vol wonde is. Here, U ken my. My lewe het hierdie jaar al bietjie deurgeloop.
Ek het 'n klomp snyplekke en skaafplekke en ek wil soos Jeremia sê, van my kop tot my tone is daar geen plek wat ek nie 'n wond het nie. As jy vanaand op die regte plek. En ek wil jou vanaand uitnooi en kom staan nie voor saam met my. En al wat ek vanaand wil doen is, ek wil net my hand op jou kop sit en sê, Here, kom smeer vanaand die balsem van Gilead. Kom smeer vanaand net weer die Heilige Gees. En Here, kom verbind ons wonde en kom maak ons gesond en Here, kom vul ons opnuut met die Heilige Gees. Is daar dan nog 'n geneesheer in Hartbeesfontein? Ja. Is daar nog hoop in Hartbeesfontein? Ja. Is daar dan nog 'n balsem in Hartbeesfontein? Ja. Dis die werking van die Heilige Gees.